Na sy opstanding het Jesus nog 40 dae saam met sy disippels deurgebring. En ons het in die laaste paar weke so 'n bietjie daarna gekyk. En tydens daardie 40 dae moes die disippels seker 'n bietjie onrustig begin raak. Hulle het seker gewonder, wat gaan nou gebeur? Hulle het seker gewonder, nou dat Jesus opgewek is, wat is die volgende stap? En hulle het seker begin vra. Hulle wou weet, wat is die volgende stap? Hulle het gewonder, wanneer Jesus, die Messias, die koninkryk van Israel sal kom herstel, soos wat God nog altyd aan sy volk beloof het, hy sou doen. So, terwyl Jesus reg maak vir sy opvaarding na die hemel toe, gee hy vir die disippels 'n bietjie rigting. En ons lees die gedeelte in Lukas 24 en sien ons waar Jesus met hulle praat, dan sê dit, toe open hy, Jesus, hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die 3de dag uit die doodheid opstaan en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge. En ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly, totdat julle met die krag van bo beklee is. So, terwyl die disippels sit en wag vir Jesus om iets groots en amazings te doen, het hy sy vinger reguit teruggewys na hulle toe en vir hulle gesê, nou is dit julle beurt. Hy het gesê, julle is die getuies. En dit sluit ons ook in, waar ook al jy nou is, waar ook al jy hierdie video vandaan kyk, Pretoria, China, Australië, Nieu-Seeland, die Midde-Ooste, Europa, Amerika, waar ook al jy is, jy word ingesluit in Jesus se opdrag. Ons moet God se getuies wees. Die belofte van die Heilige Gees, die krag van bo, soos Jesus dit noem, is 'n belofte vir daardie tyd, vir hierdie tyd. Dis 'n belofte vir altyd. Dis 'n belofte vir sy kerk. Net toe die disippels gewonder het oor wat volgende gaan gebeur met hulle koppe in die wolke, oor wat's die volgende stap en met Jesus wat letterlik opvaar in die wolke in, kon hulle seker vir ure daar so staan en wonder, maar Jesus se woorde bring hulle en ons terug aarde toe. Hy sê, kry jou kop uit die wolke, daar is werk om te doen. Selfs die engele sê vir hulle, Galileërs, hoekom staan julle net hier en staar na die hemel? En ek dink, dis vir ons so maklik om lui te word in die geloof en te dink dat Jesus alles vir ons sal uitsorteer wanneer hy weer terugkeer. Maar daar is altyd werk wat gedoen moet word van ons kant af. Die Here beantwoord ons gebede, maar daar's altyd iets wat ons ook moet doen. In 'n wetlike sin is 'n getuienis 'n persoon wat as gevolg van een of ander ervaring wat hulle gehad het of iets wat hulle gesien het, in 'n unieke posisie is om die waarheid oor een of ander belangrike saak te vertel. En Jesus gee sy disippels opdrag om te getuig van God se magtige dade reg deur die geskiedenis, om Christus se goeie nuus te gaan verkondig in 'n wêreld wat die goeie nuus gekruisig het. En dit is die roeping van die kerk, waarvan elkeen van ons deel is. Om Jesus te gaan getuig in 'n wêreld wat swaar kry en wat seer het, dit is oorweldigend. Hoe kan ons as gemeenskap, wat nog te sê van die wêreld, ooit vry wees van armoede en honger? Maar Jesus het sy disippels daarvoor voorberei. Dis asof hy die vraag gehoor het of verwag het wat ons vra, maar hoe kan ek dit doen, Here? En toe sê Jesus, kyk, ek stuur die gawe wat my Vader beloof het vir julle. Maar julle moet in die stad bly totdat julle met die krag van bo beklee is. Christus se disippels het 'n duidelike missie. Hy gee vir ons die krag van die Heilige Gees en hy sê vir ons, go, gaan, begin, nou is dit julle beurt, daar is werk om te doen. Nou ja, dit moes seker weird wees om te sien hoe 'n man reg voor jou oë opvaar na die hemel. En dis ook 'n bietjie weird en intimiderend om 'n bang en ongelowige wêreld te gaan vertel van die liefde en die genade van God wat altyd beskikbaar is. Dis 'n bietjie weird om so te gaan uitleef wat hulle dit in jou kan sien. Maar ons moet ook ons koppe uit die wolke uitkry. Ons moet ophou wonder en worry, want God het 'n plan. Hy het 'n plan vir jou, vir elkeen van ons. En daar is altyd werk om te doen van ons kant af. Maar jy hoef dit nie alleen te doen nie. Die Heilige Gees wag vir jou en hy is gereed om jou te lei en te gebruik, maar hy wag vir jou. Daar's werk van jou kant af. Kom ons bid saam. God van liefde, help ons om te onthou dat Christus geen liggaam nou op aarde het behalwe ons nie. Geen hande behalwe ons nie, geen voete behalwe ons nie. Ons oë is die oë om die behoeftes van die wêreld raak te sien.
Ons hande is die hande waarmee almal nou geseën kan word. Ons voete is die voete waarmee Jesus kan gaan om te doen. Gebruik ons in daardie opsig, Here. Amen. Daar is geen groter of belangriker werk in hierdie hele wêreld as dit nie. En daar is geen groter voorreg waartoe ons geroep het of geroep is as dit nie. Tot 'n volgende keer.